good afternoon. What a wonderful privilege for us just to be here together this afternoon and share something brave today. So we are blessed to have a guest with us this afternoon, Sunette Ras, and she is brave to share today. A while ago, I asked on the group if there's someone who has a story to tell. And that evening, I think it was about 9 o'clock or 9:30, Sunette sent me her testimony. And she didn't write anything with it, but I read it. And as I read it, I knew that this is something so deep and from her soul. And the next day we spoke about it, and she said that she actually wrote it years ago. She wrote this testimony. God laid on her heart to write this testimony, but she never knew why. But the moment she saw the message on the group, she knew, this is it. This is where it should go. So I've titled this recording and this session, I've titled it Brave to Share. Because as you know, sometimes people look at others and think that you need to be perfect to know the Lord, to serve the Lord, to live a life in a relationship with God. But it's actually, you need to be transparent. Because when you are transparent about the stuff, the soul stuff, the stuff that hurt, the stuff that caused you trauma, the stuff that brought you to your knees, when you're transparent about that, then you become useful. Because then God can use you for His kingdom. So this afternoon is one of those days. So I invite you to just listen to the testimony that Sunette has to share with us this afternoon. So very welcome, Sunette, and we have beautiful Priscilla here as well. And we are just going to chat together, and I trust that the Lord will just touch your heart in a very special and supernatural way, and that you will experience hope and experience that there's always light at the end of the tunnel, and that God will never leave your side. And this is what Sunette's testimony is all about, that when you get to the end of yourself, that is where God can start. So Sunette, thanks for being with us this afternoon. Thanks for being brave. Brave to share, brave to just share your heart and be transparent about what happened in your life and what brought you to God. And that is the amazing part of it, because the moment you got to God, everything changed. Absolutely. Yeah. So let's start at the beginning, Sunette. Who you were before you encountered God. Sure. If I can describe myself a couple of years ago. Jy kan asseblief Afrikaans sê. Ek was nogal 'n ander tipe mens gewees. Ek het mense geoordeel. Ek was altyd gefokus op die uiterlike. Ek was altyd bekommerd wat mense van my gedink het. Ek wou altyd die beste gewees het. Ek wou is net 'n snaakse karakter gewees. Ek het altyd geweet van die Here, maar ek het nooit die Here geken soos wat ek die Here nou ken nie. Ek sien ongelooflik baie trauma in my lewe. En ek dink dit speel ook 'n rol in hoekom mense is of kom tot waar hulle is as gevolg van trauma in hulle lewe. Ja, so Sunette was 'n dubbelhartige, oordelige, selfsugtige mens gewees. Ja, ek kan eintlik skaam om te sê, jy weet, die tipe mens wat ek was. En 'n paar empty cups. Ja, baie empty en ja. Okay. Jy skryf in jou getuienis in Augustus 2019. Is waar alles gekollaps het, as ek 'n Engelse woord kan gebruik vir dit. Wat het daai tyd gebeur? So
ek is deur 'n baie moeilike tyd by die werk gewees en ja, ek het maar net deur my eie trauma gegaan en ek het op 'n punt gekom waar ek aan absolute depressie gelei het. Ek het So jy het uitgeschreven door een tijd. ek dink so 33, 34. En toe daai het net geëskaleer. Alles het Hele druk geëskaleer. sirkel, ja. Dit het begin by jy voel nie lekker nie, môre voel jy beter. Jy probeer nou maar alle goedjies van 'n kaamlid. Gaan jy dokter toe. Dr. Robbie is een van my geneesheere. Het gehelp met medikasie, dan 'n antidepressant hier. So ek was op geruime tyd op medikasie gewees wat Jou gedaal het. ja, Ja. ja, so dit Ja, onderdruk het. dit onderdruk die simptome van eintlik die wortel wat onderaan gaan. Yes. Ag en toe het ek net op 'n punt gekom waar ek in absolute depressie was. Ek het op 'n punt gekom waar ek naby was aan selfmoord. Dit Ja, het jou bang gemaakt. dit het my baie nie eintlik bang gemaak nie, want ek het eintlik net nie meer omgegee nie. Jy kom op 'n punt wat jy regtig net nie meer omgee nie. En ek is 'n ma, so vir my was dit was nogal concerning en alarming, want ek is veronderstel om 'n goeie ma te wees of 'n voorbeeldige ma en dan sit 'n ma met hierdie is eintlik 'n swakheid. So ek het eintlik gevoel soos 'n failure. En jy probeer dit heeltyd patch, nê? Ja, die hele tyd met alles. Maak nie saak wat jy doen nie. Dit is net nooit goed genoeg nie Yes. of dit kom net nie op 'n punt wat 'n mens vervuld voel nie. En ja, dit het ek opgeland in 'n rehabilitasiesentrum. Ek het ook geruime mense gesien en Maar daar was je turning point. ja, dit was dus die laaste gewees en ek dink COVID het ook 'n groot rol gespeel. Ek dink omrede jy homebound was, het jy moes dit baie goed deel en jy sien nie meer mense nie, jy het nie met mense gekommunikeer soos wat jy in die verlede gedoen het nie. Jou daaglikse lewe was jy werk met kliënte, jy's besig, so dit onderdruk ook. Jy weet hoe jy voel en dit hou jou besig, dit hou jou kop van alles af. Maar wanneer 'n mens begin stil sit en jy's bekommerd, want wat gaan nou aan in die wêreld en dit is eintlik irrelevant want maak nie saak wat gebeur nie, dit gaan nie 'n verskil maak nie. En ek dink alles het maar net, jy weet, opgeaard en dit is presies hoe dit werk. En ek het verskeie sielkundiges gesien, ek het verskeie mense geraadpleeg en my resources het opgeraak en ek het toe nou in 'n rehabilitasiesentrum opgeland. Nie omdat ek 'n verslawende persoonlikheid het of dat ek aan iets verslaaf was nie. Ek het net gevoel dalk sal 'n breek my goed doen. Jy weet, jy haal jouself uit die samelewing uit vir 'n tydperk en dan kan 'n mens al 'n bietjie introspeksie doen van wat gaan aan of jy weet jy met half ek moedeloos. Ek kon nie meer nie. Daar was nie meer vir jou ander antwoorde Nee, nie. daar was geen ek het mense nodig gehad om my te help want ek kon nie meer myself help nie. Voor jy hier nou voor jy daar gegaan het, Sonetie, het jy alle avenues nou probeer. Ja. Maar was in jou raamwerk of was daar een van hierdie avenues ooit 'n Christelike iets? Niks. Niks. Die Here was deel van niks van my lewe nie. So jy het alles in die wêreld gaan traai. Ja. Antidepressante, al wat 'n dokter is, psigiater, sielkundige. Ek kan nie vir jou sê op hoeveel verskeie goed ek al was nie, maar jy weet dis nie net van jou losse antidepressant nie. Jy moet nou mediese raad vra en dan moet jy nou van 'n ding afween. Maar ek was op so 'n punt dat as jy in die oggende wakker word, dan is jy moeg. Jy is so moeg, jy slaap die hele tyd. Ek kon nie slaap nie, maar jy moet opstaan, maar jy's moeg. Jy het hierdie emosionele, geestelike Moeg wat in jou siel moegheid sit. dat jy dit nie, jy kan dit nie eintlik vir iemand beskryf nie. En dit het geweet, okay, dis seker net depressie, dis wat die wêreld dit noem, maar kom ons gaan nou maar na die rehabilitasiesentrum toe. En toe was ek daar vir 3 weke. Toe ek uit die samelewing uit. En dit was nogal so moeilik geweest want dit was COVID. Jy kan nie mense kry Moes jy wat jy alleen besoek nie. permanent? Ja, Paul het my gevat, my man het my gevat. En dit was rof geweest want jy het al nie dadelik ingeboek nie. Jy moet nou obviously
dokumentasie kry van jou psigiater en jou sielkundige en dan boek hulle jou in. Dit is 'n hele storie. En dan moet jy goedkeuring kry by die mediese fonds. Maar ja, die COVID aspek van dit was nogals rof geweest, want jy was nie net ingeboek nie. Jy moet eers al sit, dan mag jy vir ek dink dit was 24 uur wat hulle wag vir jou COVID uitslaa. Ja. Ja, en toe van daar af dan boek hulle jou. Wat was Paul se reaksie in daai tyd? Hy was bekommerd en ek kan dit ook indink. Ek was bekommerd oor myself want nie bekommerd oor myself nie. Ek het net gevoel Jy het hulp nodig. ek het hulp nodig want ek weet nie meer wat om te doen nie. Ek voel alleen en hartseer en depressief. Ja, en nou moet 'n mens soos hierdie voorbeeld en hierdie goeie ma wees vir jou kind en jou mense, maar jy's eintlik voel 'n mens is niks werd. Yes, there's nothing to give. The cup is empty. Hoe die Here jou inspireer om Dit was nogals maar moeilik. My kindertjies was daarom klein, so ek dink dit was vir hulle moeilik om te grasp wat aangaan. So maar ja, dit was nogals 'n moeilike tyd in my lewe gewees. Jy sê terwyl jy daar was, is dit 'n plek van jy voel al jy het al gestroop gevoel, né? Van Dis rof, dis baie rof. Jy dis 'n baie rowwe plek. En ek het ook die navorsing gaan doen oor rehabilitasiesentrums voor die tyd nie. Want jy kry eintlik baie nice rehabilitasiesentrums. Ek het net gevoel ek is nou klaar. So maak nie saak wat nie, ek gaan nou maar daar ingeboek word want my psigiater en my sielkundige was by dieselfde kliniek gewees. So toe het ek gedink, okay, dis die roete wat ek gaan volg. Ek gaan dit nou maar doen. Dit is nou geboek en als hier gaan ons. So, maar daardie plek, sjoe, dis anders. Hulle leer jou om met klei te speel. Ag en dan doen jy 'n kursus. Kyk, is 'n voldagse storie want hulle leer jou allerlei goedjies, coping mechanisms, maar alles van die wêreld, jy weet, hoe jy met sekere goed werk. Ag en dan het jy 'n sessie met jou sielkundige en dan het jy 'n sessie met jou psigiater. So maar ja, dis nogals baie interessant. Ek het tog goed geleer, jy weet, maar Wel, ek wou jou nou net vra as daar enigiets dat jy voel dat jy daar Kon geleer het wegvat. wat jy kon gebruik het en wat vir jou die een ding wat die psigiater vir my gesê het is so net jy moet altyd onthou, a good enough mother is good enough. Amen. En dit is iets wat ek soos gevat het en my eie gemaak het. Maar ek is nog steeds gebreek. En ongeag ek hoeveel sessies gehad het, mense kan jy nie fix nie. En ek is ongelooflik dankbaar vir alles want in die rehabilitasiesentrum jy kry nie 'n behoorlike bord kos nie. Dis amper soos die tronk. Jy eet pap en 'n stukkie vleis. Vir jy kon daarso nou soos wat jy sê daai introspeksie doen oor ander dinge ook. Ek het absoluut en toe besef ek net hoe bevoorreg ons eintlik is. So in daardie aspek het ek ongelooflik baie geleer van hoe bevoorreg ons is en ons is eintlik spoiled. Ongelooflik. Jy drink byvoorbeeld uit 'n beker uit wat gechip is of dis iets wat ek nooit sou doen nie. En nou moet ek dit doen want Jy het dit nie is keuses nie. Jy het nie 'n keuse nie. Jy kan nie sê hoorie ek soek nie sous op my pap of ek soek bietjie margarine of ek soek batterou. Dit humble jou in 'n Dit humble jou verskriklik en daarvoor is ek dankbaar. You're very vulnerable then. Baie, want jy's daar gelaat in hierdie wêreld se stelsel en nou moet jy moet dit doen. Jy moet deel daarmee. Ja. Jy sê in jou getuienis, so net Jeremia 29 vers 11, almal dit is wat het daai vers daar vir jou beteken? Wat het Op daardie stadium niks nie. want almal praat oor die vers. Ja, dis 'n baie gewilde vers. Maar as jy nie die Here ken nie, beteken dit eintlik vir jou niks nie. Want vir my het dit gevoel die Here het my gelos. Daar waar die Here sê ek het 'n plan vir jou en 'n toekoms, het vir jou gevoel maar Here, waar is die plan dan? Waar is die Ek toekoms het nie eens dan? met die Here gepraat nie. Ek was net soos vasgevang You in just went through emotions. ja, en kopwurms. Ek dink 'n mens Negativiteit. baie. En Praat as jy vir my oor die kopwurms. ja, hulle was real. Hulle was real. So die duiwel kom en dan sit hy ietsiekie in jou kop, sê net jy's nie goed genoeg nie. En my groot ding was, ek het geweet ek moet terug gaan huis toe. So dit was vir my soos ek's nou daar en na 3 weke gaan jy nou reg wees. Wat gaan ek doen in 3 weke om my te fix want ek dink nie ek kan myself fix nie.
En soos die tyd aangaan, voel jy al hoe meer eintlik senuweeagtig, want die tyd gaan verby en jy voel nog nie beter nie. En jy's nou hier om beter te word en niks gebeur nie. Ja, absoluut. En eerstens is ek het gevoel ek het almal teleurgestel by die huis en by die werk, maar nou ek is nogal 'n key player in 'n besigheid, so nou moet ek heeltemal uitgehol word en in hierdie gemaakte stelsel gesit word om gesond te word. En die kopwurms is reël. Die Satan kom en hy plant goed. So ek het die hele tyd geworstel met goed en vra en verwerping en rejection en mislukking en alles wat net Not good enough. wurms. alles. En ja, ek was nogal bekommerd om huis toe te gaan. Ja, moet sê. Het jy jou gevoel eerder half mal? Dit voel vir jou mal is met al die gedagtes wat se inkom en waar kom dit vandaan of is dit net Ek dink nie ek was eers in beheer van myself nie. Ek dink ek was so in die wêreld vasgevang dat ek nie eintlik meer geworry het nie. maar is heeltemal waarmee gedink? Absoluut. En ek was bekommerd om huis toe te gaan. Wanneer het jy besef dat al hierdie coping mechanisms gaan nie meer werk nie? Soos die pille, die Ek het alles sessies. probeer. Ek het eintlik alles probeer en ek het geweet dit werk nie vir my nie. So ek kan dalk vir iemand anders te werk. Maar ook hoe dit werk in so 'n tipe kliniek is dat die mense wat daar opland alles gereeld terug. Want Hulle word kan nie nooit sonder gesond dit nie. gaan dan Hulle nie. kan nie dit nie. Jy het nou verslawing en ek is so dankbaar vir die Here. Ek was nie daar vir verslawing of Yes. ek is daar vir absolute depressie. En die mense wat daar opland is mense wat verslawend was aan 'n middel en so jy's nou van dit af en dan môre sit jy weer met dieselfde probleem en dan gebruik jy weer 'n middel om jou 'n ander middel. ja, 'n ander middel om jou gevoelens te suppress en dan land jy nou maar net weer daarop want jy verval die hele tyd. Jy gaan nooit gesond word daar nie. Ek het geweet dit werk nie vir my nie. Ja, ek het gesê tot hier Ja, en toe het ek het een oggend toe ek nou terug is by die huis. Wat Nou was moet alles weer terugkeer na normaal toe, nê? Jy's mos nou gefiks na 3 weke. Nou moet jy weer teruggaan in hierdie stelsel. En dit was nogal so moeilik. Dit was nogal so moeilik geweest. Want niks het eintlik verander nie. Yes. Jy voel jy het daai 3 weke tyd gemors. Het dit vir jou gevoel het? Ja. En ek het soos okay, jy kry 'n boek, dan kry jy stickertjies en dan moet jy nou gaan scrapbooking doen, 'n bietjie klei Dit is spel. maar net daai goed as jy medikasie nog steeds dieselfde bly. Korrek. En toe eendag het ek net besef dit gaan nie meer werk nie. Vertel my Kan van nie daai werk nie. moment. So ek het een oggend, dit was 'n wintersoggend. En hoe lank na die rehab was dit? Seker so 2, 3 weke. Het ek op my mat gelê. Dit is verskriklik hartseer. En kol gelê op my mat. En die gordyne was oop gewees want ek laat altyd die sonnetjie inkom. En ek het daar gelê met my handdoek so oor my. En ek het gelê en ek het gehuil. Wat was jou emosies op daai stadium? Wat het jy ervaar op daai stadium? Ek was sad, ek was hartseer geweest want Alleen? Ja, baie alleen. Broken. Ja. En terwyl ek daar lê, voel ek die sonnetjie agter net soos my rug streel. En dis die ervaring wat ek met die Here gehad het en die poppie versie op Jeremia 29 vers 8. Dis ek sê ag Here, as dit jy is, dis nie vir my nie. Ek verstaan dit nie. Weet nie waar's jy nie. Ek ken jou nie. Ek het jou geken dalk, maar ek ken nie die Here nie. En toe gee die Here vir my hierdie beeld van 'n verwelkte blommetjie se koppie wat hang. En sodra die blommetjie die sonlig en die suurstof aanvoel, tel die blommetjie sy kop op. En dis wat die Here vir my sê. Hy wys vir my 'n blom, hy wys vir my ek is soos
ek het dadelik geweet, want dit wat ek ervaar het en dit wat ek gevoel het, die vrede wat ek oor my hart gevoel het, is soos, joh, okay. En jy het geweet dis die Here. Ek het, dit is die Here, wie anders? Dis ek sê, Here, as dit jy is, waar was jy? Hallo, bietjie bad timing.